Goeiemôre, liewe kyker en medegelowige. Welkom by Rustenburg Gemeenskapskerk se erediens, se opgename erediens. En ons tema vanoggend wat ons mee gaan werk, wat ons na gaan kyk, is Openbaring hoofstuk 7. En die naam van ons tema is die 144.000. En ons gaan sommer wegval met Openbaring hoofstuk 7 en vanaf die eerste vers lees. En dit is 'n redelike groot hoofstuk, so as jy nie die hele hoofstuk wil saamlees nie, dan kan jy net so 'n paar sekondes na die boodskap toe skip daarso op YouTube. Maar as jy gerus wil, is jy baie welkom om Openbaring hoofstuk 7 saam met ons vanaf vers 1 te lees. Hierna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde in bedwang gehou, sodat daar nie wind op die land of op die see of teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste kant af sien aankom, wat 'n seël van die lewende God vashou. Hy het met 'n kragtige stem geroep na die 4 engele wat aangesê is om die land en die see te beskadig en gesê, moenie die land of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk het nie. Ek het toe gehoor wat die getal is van hulle wat met die seël gemerk is, 144.000 uit elke stam van die kinders van Israel. Uit die stam van Juda 12.000 wat die seël dra, uit die stam Ruben 12.000, uit die stam Gad 12.000, uit die stam Aser 12.000, uit die stam Naftali 12.000, uit die stam Manasse 12.000, en uit die stam Simeon 12.000, uit die stam Levi 12.000, uit die stam Issachar 12.000, uit die stam Sebulon 12.000, uit die stam Josef 12.000, uit die stam Benjamin 12.000 wat die seël dra. Hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie, en hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal, en hulle het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Al die engele het rondom die troon, ook rondom die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe op hulle gesigte neergeval voor die troon en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte kom ons God toe vir ewig en ewig. Amen. Ons lees dan net tot daar by die 12de vers. Liewe kyker, as ons vanoggend begin met ons boodskap, wil ons net vir mekaar die volgende sê, dat 'n preek is nie 'n lesing nie. As ons besig is met 'n lesing, dan gaan ons na 'n hoofstuk kyk, of ons gaan na 'n hoofstuk in die Bybel kyk, en ons gaan elke klein dingetjie in daai hoofstuk, gaan ons verduidelik, en ons gaan uitlê, en ons gaan die rede daarvoor gee, maar dis nie waarvoor 'n preek daar is nie. 'n Preek is daar om vir ons te sê, wat is dit wat God die Vader vanoggend wil vir ons sê? En vanoggend gaan kyk ons in Openbaring hoofstuk 7, wat sê Openbaring hoofstuk 7 vir ons in totaliteit? In Openbaring hoofstuk 7 gaan oor net een ding, en dit is die gelowiges, die liggaam van Christus. En Openbaring hoofstuk 7 antwoord dan 'n hele paar vrae rondom, wie is die gelowiges? Van waar af kom hulle, hoe lyk hulle, en wat maak hulle gelowiges? En dit word in 2 groot hoofdele beantwoord. En die eerste deel wat ons gelees het, is die 144.000 wat met die seël van God op hulle voorkoppe gemerk word. En dan gaan ons na die tweede deel toe, en dan sien ons daar's 'n groot skare van elke stam, volk en nasie, en dit is die tweede deel wat vir ons presies sê, hoe lyk die gelowiges? Hoe lyk die kerk, die liggaam van Christus? Maar kom ons gaan kyk eers na hierdie seël waarmee hierdie 144.000 gemerk word op hulle voorkoppe. Wat is hierdie seël? Dis nie 'n fisiese, letterlike seël nie. Liewe kyker, ons het aan die begin in hoofstuk 1 en 2 het ons al vir mekaar gesê, Openbaring is 'n visioen wat aan Johannes die skrywer gegee word. Daarom is alles wat in Openbaring voorkom, is simbolies van aard. En al die
beelde wat Johannes hier gebruik is beelde wat of uit ander dele van die Nuwe Testament of uit die Ou Testament voorkom. En ons lees in Efesiërs hoofstuk 1 vers 13, lees ons presies wat is hierdie seël waarmee die gelowiges op hulle voorkoppe gemerk word. En dit, sê Efesiërs 1 vers 13 vir ons, is die Heilige Gees. Nou wat is 'n seël, liewe kyker? Wat beteken dit om beseël te word? As iets geseël was in die eerste eeu na Christus, dat beteken dan was dit iemand se eiendom gewees. Dit is soos om 'n kontrak te kry, of 'n strokie, of 'n kwitansie te kry, wat vir jou sê, hierdie ding wat jy nou gekoop het, is jou eiendom. En as iemand vir jou wil vra, luister, aan wie behoort hierdie ding, dan gaan jy daai dokument vir hom wys en vir hom sê, kyk hierso, ek het dit gekoop. Dit is 'n seël. En wat beteken dit as die gelowiges op hulle voorkoppe beseël word? Dit beteken dat hulle nou die eiendom van die lewende God is. En dit beteken, liewe kyker, dat daar geen manier is wat hierdie eiendom uit die lewende God se hand gevat word nie. Once saved, always saved. As jy eers gered is, dan is jy vir altyd gered. Hoekom is dit so? Want dit is nie ons wat ons redding verseker nie, maar Christus. Dit is Christus wat ons gekoop het met sy bloed en ons beseël het as sy eiendom met die seël van die Heilige Gees. En dan lees ons ook in Romeine, skryf Paulus, dat daar niks is nie, niks op aarde of in die heelal, of niks in die skepping, wat ons kan verwyder van die liefde van God, wat in Jesus Christus is nie. Dit is wat dit beteken, om beseël te wees deur die Heilige Gees. Maar nou sien ons hier, dat hier word net 144.000 mense beseël met hierdie seël wat Efesiërs vir ons sê is die Heilige Gees. Beteken nou dat daar net 144.000 mense op aarde is wat die Heilige Gees het? Nee, liewe kyker, hierdie getalle wat ons hierso sien is simbolies van aard. Dit het ons al reeds vir mekaar gesê. As dit letterlik was, dan het die wêreld al 100 jaar na ons Here Jesus Christus se hemelvaart tot 'n einde gekom. Dit het nog nie gebeur nie, want ons is nog hier. So al die getalle in Openbaring is simbolies. En die getal 144.000 is 'n baie spesifieke getal, want dit is 12.000 maal 12. 12 verwys na die 12 stamme van Israel en die ander 12 verwys na die 12 apostels. En hierdie samekoms wil Johannes vir ons sê dat die volk Israel wat in die Ou Testament deur die Rooi See deur die Here se hulp met die Here se hulp deur die Rooi See gekom het, wat deur die woestyn getrek het, wat Kanaan ingeneem het, daai volk wat deur die Here gekies is een en dieselfde as die kerk en die liggaam van Christus. Dit is wat Johannes vir ons hier wil sê met hierdie 144.000, wat ons sien dat daar 12.000 uit elke stam van die volk Israel kom. Johannes sê vir ons presies hierso wat Paulus in Romeine hoofstuk 11 vir ons sê, is dat die Jode wat ons vandag ken, die staat Israel wat ons vandag ken, dis nie die Israel van die Bybel nie. Wie is die Israel van die Bybel? Dit is die kerk en die liggaam van Christus. In Romeine hoofstuk 11 lees ons dat Paulus sê, sien hierdie volk van Israel as 'n olyfboom, en takke is uitgebreek van daai olyfboom uit. En ons wilde olyftakke, ons wat heidene was, is ingeënt op hierdie olyfboom. En die wortel van hierdie olyfboom, liewe kyker, is Jesus Christus. Daarom is daar geen manier wat jy aan die volk van Israel kan behoort en Jesus Christus verwerp nie. Jy kan nie deel wees van die olyfboom en nie deel wees van die wortel van die olyfboom, liewe vriende. Dit is totaal en al onmoontlik. Dan beweeg ons aan na die volgende deel, wat ons lees van hierdie groot menigte wat voor die troon staan. En ons lees 'n baie spesifieke ding hierso, liewe kyker.
'n baie spesifieke karaktertrek van hierdie groot menigte. En ons lees dat hulle uit elke taal, ras, nasie en volk kom. En dit is Here Jesus Christus self wat hierdie visioen aan Johannes gee, liewe kyker. Ons broers en susters in die Here Jesus Christus gaan nie noodwendig soos ons lyk nie. Hulle gaan nie noodwendig dieselfde kultuur as ons hê nie. Hulle gaan nie noodwendig dieselfde taal as ons praat nie, maar liewe kyker, ons broers en susters in Jesus Christus wat van ander volke, tale en kultuur kom, is nader aan ons as mense wat net soos ons lyk, wat dieselfde taal as ons praat, dieselfde kultuur as ons het, maar Jesus Christus verwerp. Liewe medegelowige, ons moet vanoggend met ons besef dat ons alreeds deel is van 'n volk. Ons is alreeds deel van 'n nasie. En dit is die volk Israel. Dit is die volk wat deur die Here Jesus Christus uitverkies is om sy kerk te wees. Daarvan is ons eerste deel en nie aan mense met wie ons 'n kultuur of noodwendig 'n taal of noodwendig 'n spesifieke agtergrond of geskiedenis deel nie. Heel eerste is ons deel van hierdie spesiale volk van Israel, die kerk en die liggaam van Christus. Dis die eerste ding wat ons van hierdie groot menigte wat voor die troon staan leer. En die tweede ding wat ons dan leer, is dat as die engel met Johannes praat, dan sê hy vir hom, hierdie mense wat voor die troon staan, liewe kyker, is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Nie die mense wat uit die groot oorwinning kom, of die mense wat uit die groot geldmaak storie kom, of die mense wat uit die groot, baie fantastiese ekonomie kom nie. Nee. Hierdie gelowiges wat ons voor die troon staan, sê die engel, is diegene wat almal van hulle uit die groot verdrukking kom. Liewe kyker, dit moet ons besef. As jy deel is van hierdie volk, as jy deel is van hierdie kerk en van hierdie liggaam, dan gaan die wêreld jou haat. Jy gaan die groot verdrukking beleef. Dit kan nie anders nie. Ons kan bloot eenvoudig net nie daarvan wegkom nie. Ons kan nie as gelowiges verwag dat ons lewe maklik gaan wees sonder probleme, sonder mense wat ons haat, sonder mense wat in vyandskap teenoor ons leef nie. Want, sê ons Here Jesus Christus in Johannes, die wêreld haat julle, want hulle het my eerste gehaat. Ons is in die groot verdrukking. Deur wie word ons verdruk? Deur die hele wêreld. Want die wêreld haat die evangelie, die wêreld haat Jesus Christus. En as ons disippels van Jesus Christus wil wees, as ons naby Jesus Christus wil leef, as ons in 'n verhouding met Jesus Christus wil wees, as ons wil doen wat Jesus Christus vir ons sê en sy gebooie gehoorsaam, liewe kyker, dan gaan die wêreld ons haat en die wêreld gaan ons vervolg en die wêreld gaan ons aanval en die wêreld gaan ons wil seermaak. As ons bloot net maak soos die wêreld en ons gaan met die stroom, ons swem saam met die stroom, ons doen alles wat die wêreld wil doen, wel, dan verloon ons Here Jesus Christus, net soos Petrus gemaak het, maar dan gaan die wêreld heeltemal tevrede met ons wees. Maar dit is nie so met Christendom nie. In Matteus hoofstuk 7 praat ons Here Jesus Christus van die pad wat ons moet volg, as ons hom wil volg. En dan sê hy die volgende woorde, smal is die weg. Smal is die weg. En dan Engels staan daar, difficult is the way, liewe kyker. Moeilik is die weg. Om 'n gelowige te wees in hierdie wêreld is en gaan nooit maklik wees nie. Maar liewe kyker, dit is om 'n rugbywedstryd te speel. Ons moet besluit, gaan ons op die veld draf en gaan ons 'n rugbywedstryd met ons hele harte speel, of gaan ons op die veld draf en ons gaan heeltyd tackles vermy, ons gaan heeltyd kontak vermy, ons gaan heeltyd die bal misvang, ons gaan al hierdie tipe goed doen. Nee,
Niemand sal dit doen as hulle 'n rugbywedstryd speel nie. So hoekom sal ons dit doen in ons Christelike lewenswandel? 'n Hele paar jaar terug, liewe kyker, vir die van julle wat dit nie geweet het nie, was ek rugby speler gewees. Ek het tot op 23 jarige ouderdom vir 'n klub daar in die Vrystaat gespeel en toe ek 23 jaar oud was, het ek as vleuel op die veld gedraf. Hulle het afgeskop, ek het die bal gevang, hy het bo oor die flank se kop getrek, ek het hom gevang, ek het vorentoe gehardloop en ek het hier en daar 'n paar sy-stappies gemaak en toe kom 'n massiewe flank van die kant af, liewe kyker, en hy tackle my dat ek net sterre sien. Daar het ek opgestaan, liewe kyker, en ek het vir my maats wat om my gestaan het, ek gesê, dit is my laaste wedstryd, want ek het besef dat ek nie die opoffering aan my eie liggaam kan maak en dieselfde mate van rugby speel as wat ek nog altyd gespeel het nie. Liewe kyker, ek moes 'n keuse maak. Wil ek rugby speel of wil ek nie? Is ek bereid om myself, my lyf, my gesondheid op die spel te sit of nie? Ek het besluit, ek kan dit nie doen nie. Dis nie die moeite werd nie. Maar vandag staan elkeen van ons voor 'n keuse, liewe kyker. Ons moet besluit, gaan ons die rugbywedstryd speel of nie? Gaan ons die Here Jesus Christus volg of nie? Gaan ons deel wees van hierdie groot menigte wat voor die troon staan, van elke volk, taal en nasie, wat deur die groot verdrukking gegaan is, wat deur die wêreld gehaat is, wat deur die wêreld gevloek is, liewe kyker, wat verwerp is, wat om die lewe gebring is, soos die gelowiges in China, in Nigerië en elders? Of gaan ons net sê, dis nie die moeite werd nie, ek kan dit nie doen nie? Liewe kyker, en dis die keuse wat elkeen van ons vandag moet maak. Ons kan nie aangaan soos wat ons aangaan nie. Ons kan nie 'n middelweg loop en op die rugbyveld draf en net besluit, as ons op die rugbyveld is, ons wil nie rugby speel nie. Ons wil eerder sokker speel. Of as ons op die rugbyveld is, besluit, ons wil nie nou meer flank speel nie, ons wil nou sommer vleuel speel, of ons wil nou sommer senter speel. Ons kan dit nie doen nie, liewe kyker. As ons 'n gelowige is, moet ons die besluit maak dat ons die Christelike lewenswandel, dat ons hierdie weg, hierdie difficult way, hierdie smal weg, ten volle gaan stap. Dat ons die Here Jesus Christus se kleed gaan vasgryp en deel wees van hierdie groot menigte wat voor die troon staan. Ons moet besef, liewe kyker, die realiteit waarin ons onsself beleef het, ons een missie. En hierdie missie is om die koninkryk van God te bou en om die evangelie te verkondig. Alles anders is tersyde. Alles anders is tersyde. Want dit gaan tot 'n einde kom. Dit gaan eindig en daar gaan niks van oorbly nie. Die enigste ding wat iets van gaan oorbly, is die koninkryk van God. Liewe kyker, as jy vanoggend na hierdie boodskap kyk, wens ek jou voorspoed toe. Ek hoop vir jou en ek bid vir jou dat jy gaan vasgryp aan hierdie boodskap, dan jy gaan deel wees van hierdie 144.000 uit die volk van Israel, dat jy gaan deel wees van hierdie groot menigte wat uit die groot verdrukking uitkom, dat jy wat vanoggend gaan kyk, 'n besluit gaan maak vir Jesus Christus. Tot volgende keer.